Vandag wil ek met jou praat oor gebed, maar voordat ons regtig begin, wil ek jou eers 'n eerlike vraag vra. En ek wil hê jy moet dit vir 'n oomblik net in jou hart oorweeg. Hoeveel van julle, jy wat daar sit, glo in die krag van gebed? Jy glo God hoor gebede, verseker, jy glo gebed maak saak, dis 'n belangrike ding. Jy glo gebed kan 'n verskil maak, maar as jy eerlik is, sou jy heel waarskynlik ook sê, ek bid nie so gereeld soos ek behoort te bid nie. Of dalk is hierdie nader aan die waarheid, jy glo in gebed, jy probeer bid, maar diep binne wonder jy of jou gebede regtig enigiets verander. Jy bid, maar jy uiteindelik vra soos, hoor God my, gee God om, is hy betrokke, maak dit werklik 'n verskil as ek my gedagtes en my woorde wend na die hemel. Nou ons is in 'n reeks getiteld 'n beter manier en ons kyk nie net na die waarheid wat Jesus vir ons geleer het nie, en dit is verseker belangrik, die waarhede van Jesus, dis uiters belangrik, maar ons kyk spesifiek na die manier waarop Jesus die lewe geleef het. En as daar een konstante was in Jesus se lewe, maak nie saak hoe besig dinge geraak het nie, hoe chaoties die oomblik was nie, die druk wat hy beleef het, die oppositie, die skares, dan was dit hierdie een ding. Jesus het voortdurend die Vader in gebed gesoek. Hy het die teenwoordigheid van God geprioritiseer in sy lewe. En het dit gewerk? Wel, gebed het hom bemagtig om versoeking te oorwin. Gebed het hom staande gehou in gehoorsaamheid. Gebed het sy deernis gevorm. Gebed het sy getrouheid gevoed. Wanneer ek en jy kyk na hoe Jesus geleef het, en dan besef ek eintlik, ek wil leef soos hy geleef het. En as ek wil hê wat Jesus gehaat het, moet ek waarskynlik bid soos Jesus gebid het. So, geliefde, hoekom doen ons dit nie? Hoekom bid ons nie soos Jesus gebid het nie? Nou uit jare se pastorale ervaring, vind ek daar's 'n paar algemene redes hoekom ons sukkel om te bid soos Jesus. Eerstens, ons kort fokus. Nou hier's wat gebeur. Ons wil bid, nê? Ons beplan om te bid, ons begin selfs bid. En dan dwaal ons gedagtes oral heen, behalwe na God toe. Jy begin bid en skielik dink jy aan wat jy vergeet het om te doen, en jou brein raak vol van daai lysie van dinge wat jy nog by moet uitkom, dinge wat later moet gebeur, miskien daai gesprek wat ek anders moes hanteer het, of iets heeltemal onbenullig kom sit in jou gedagtes, en as ons eerlik is, soms raak gebed ook net vervelig. Nou, dis nie omdat God vervelig is, die glad nie, nee, maar omdat stilte soms vir my en vir jou vreemd voel. Dit is vir ons 'n vreemde ding. Die tweede ding is, ons kort baie keer selfvertroue. Party van ons bid nie, omdat ons nie regtig weet hoe om te bid nie. Veral wanneer ons verby iemand is wat klink soos 'n professionele bidder, nee. Ek seker julle het dit al beleef, en daai mense wat hulle halskrifte aan, hulle ken al die name van God, nee, Jehovah Nissi, nee, Jehovah Rapha, nee, al hierdie woorde, nee, hulle is so geestelik, nee, en dan kom jy in daai situasie en jy wil graag bid, en al wat uitkom is, Here, sien die kos wat die hande voorberei het, en die hande wat die kos, Here, ag net, amen, nee, jy voel so vinnig minderwaardig. Derde ding, ons kort baie keer geloof. Nou hierdie een kan nogal die appelkarretjie vir ons omgooi. Net dink gou vir 'n oomblik. Jy het al gebid, jy het geglo, en God het nie gedoen wat jy gehoop het hy gaan doen nie. Jy het gebid vir 'n huwelik wat jy gehoop het gaan regkom, maar toe's daar egskeiding. Jy het dalk vertrou vir iemand of vir jou eie genesing, en toe is daar nie genesing. Jy het gebid vir 'n spesifieke deurbraak, en die deurbraak het nie gekom nie. Moontlik 'n vryheid van 'n sekere sonde of 'n ding, en dit kom nie reg nie, en ergens langs die pad het jy besluit, gebed werk dalk vir ander mense, werk net nie vir my nie. En dis hoekom vandag se boodskap so kosbaar is, en so belangrik is, en sy naam van vandag se die titel is, wanneer jy ophou bid. Nou, kom ons gaan nou saam na die Here toe, en ons vertrou net die Here om met ons te praat, soos ons nou ons gedagte en ons harte na hom toe wend. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade, en ek bid vandag dat hierdie boodskap wat ons nou gaan hoor en gaan deel maak van ons lewens, ons harte sal rig na u toe, en dat deur die Heilige Gees ons vandag sal leer oor wat gebed eintlik is, hoe gebed werk, hoe ons dit kan toepas, en hoe dit ons lewens werklik kan verander. Daarom vra ek, Here, mag u hierdie woord gebruik vandag om ons hart en ons gedagtes te strek en te rek. Ek bid alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Nou, om gebed regtig te verstaan, moet ons eers verstaan wat gebed nie is nie. Dit is belangrik, want baie van ons sukkel nie noodwendig om te bid nie. Ons sukkel omdat ons met die verkeerde verwagting bid. Daar is baie keer die kwessie. En as jy met 'n verkeerde idee of 'n verkeerde gedagte begin, raak gebed baie vinnig frustrerend.
Die eerste ding wat ek dink belangrik is om te begryp is die volgende. Gebed is nie 'n formele aanbieding nie. Nou gebed is nie 'n vergadering waar jy eers moet reg sit, reg praat en reg klink voordat God jou ernstig opneem nie. Jy hoef nie eers jou geestelike stem aan te sit nie. Jy weet, daai stem soos o Here, ek kom na U toe en hoor my nou, nê. Skielik praat jy anders as normaal. Skielik gebruik jy woorde wat jy nooit hierdie week gebruik nie, nê. Soos ons kom nou nederig voor U troon, Here, hoor my aan. Ek hoop jy bid so nie. Kyk, dis mooi woorde. En daar's baie mense wat so bid en ek weet nie, ek dink dit is hoe hulle noodwendig hoef te bid nie, maar die ding is God is nie beïndruk deur hierdie vleiende en hoë gevleelde woorde nie. Nee, hy is betrokke by jou hart. Jy hoef nie eers jou lewe reg te kry en jou woordeskat reg te kry en jou postuur reg te kry voordat God jou hoor nie. Inteendeel, jy praat met God sodat hy jou lewe kan help reg kry. Nog iets wat belangrik is om te begryp is dat gebed is nie mooi godsdienstige taal nie. Party mense dink as ek net die regte woorde kan kry, as ek net mooi genoeg kan bid, dan sal God luister. Amper soos die eerste punt, maar God luister nie na jou grammatika nie. Hy luister na jou eerlikheid. Jy hoef nie eers alles mooi uit te sorteer voor jy bid nie. Soms is die mees opregte gebed net iets soos, Here, ek weet nie eers wat om te sê nie, maar ek het U vandag so nodig. En dis genoeg. Dis eenvoudig genoeg. Jy kom net na die Here toe met jou opregte eerlike hart. 'n Derde gedagte oor wat gebed nie is nie, is dat gebed is nie 'n vertoning om God of mense te beïndruk nie. Jesus het dit baie duidelik, nie. Hy het baie duidelik hieroor gepraat. Gebed is nie 'n geestelike performance nie. 'n Aansitterige ding wat ons doen om mense te beïndruk. Dis verseker nie dit nie. Kyk hoe lank kan ek bid performance. Kyk hoe diep is my woorde en kyk hoe reguit is my postuur. Kyk hoe geestelik klink ek, nie. Dit is glad nie wat gebed is nie. Gebed is nie vir 'n gehoor nie. Dit is primêr vir 'n verhouding. Die oomblik wanneer gebed begin gaan oor indruk maak, hou dit op om eerlik te wees. Nog 'n ding wat ek dink gebed nie is, die gebed is ook nie 'n wenslysie nie. Gebed is nie, Here asseblief hierdie ding en asseblief daardie ding, Here asseblief is net nog hierdie ding ook. Baie mense bid so, hulle benader gebed amper asof dit God se hemelse teikenlat is, nê. En ons wil net bestel. Jy plaas nie net 'n bestelling en wag vir 'n aflewering. Dis glad nie hoe gebed werk nie. Gebed is iets waar jy God net nader wanneer jy iets nodig het nie. Gebed is om God te nader omdat jy hom nodig het, hom liefhet, hom wil beleef. Nie net vir antwoorde nie. So, want ek dink ek het dit al voorheen gepreek, so maar God is nie 'n vending machine of 'n genie in 'n bottel nie. Hy slaat nie dit nie. God is nie 'n masjien waar jy net die regte knoppies druk en poep, dan kom die regte ding uit nie. Hy is nie as ek net die regte woorde sê of op die regte manier, op die regte tyd, met die regte postuur en met die regte houding, dan sal God doen wat ek vra nie. Nee, God word nie, geliefde, hier is belangrik, God word nie gemanipuleer nie. Hy is Vader. Dis wie hy is en dis met wie jy praat wanneer jy met hom praat. En 'n Vader doen nie altyd wat jy vra nie, maar hy doen altyd wat goed is. Is dit nie maar net hoe gesonde vaderskap werk nie? Nog 'n ding wat vir my belangrik is, gebed is nie 'n geestelike onderhandeling nie, nê. Here, as U dit doen, dan beloof ek sal nooit weer daai ding doen nie. As U my net help met hierdie ding, met hierdie situasie, as U my net hierdeur sal vat en my aan die ander kant kry, dan sal ek ernstig raak oor my geloof en ek sal my hele lewe vir U gee. Geliefde, dis nie gebed nie, dis weer eens onderhandeling. Nou, kom ons wees eerlik, ons almal het al so gebid. Ek weet nie van jou nie, maar toe ek 'n jong gelowige was, het ek 'n hele paar keer so gebid, veral wanneer ek droog gemaak het en in die moeilikheid was en ek het gehoop iets om verstaan. En selfs veral toe ek 'n ongelowige was, het ek so gebid, nê. Ek het glad eers 'n verhouding gehad met die Here en nou maak ek droog en ek is in die moeilikheid en ewe skielik praat ek met die man daarbo en ek praat met die Here, as U bestaan, dan sal ek. Geliefde, dit is nie wat gebed doen nie. God werk ook nie op skuldgevoelens of beloftes wat ons in paniek maak. En baie keer uit paniek uit kom ons na God en ons is en dan sê geliefde, dis nie wat gebed is nie. Laaste ding wat vir my uitstaan oor wat gebed nie is nie. Gebed is nie iets wat ons doen om God se guns te verdien nie. Hierdie een is vir nogals belangrik. Jy en ek bid nie sodat God jou meer kan lief hê nie. Jy bid omdat hy jou eintlik reeds liefhet. Gebed verander nie God se hart teenoor jou nie. Gebed verander jou hart teenoor God. En nou ons leer deur gebed om hom te vertrou. Dis eintlik wat gebeur met gebed. Hoe meer ons bid,
hoe meer leer ons om hom te vertrou. Jy hoef nie eers goed genoeg te wees om te bid nie. As dit so was, dan kan ek jou waarborg, niemand sou ooit gebid het nie. Niemand sou ooit gebid het. Nou, wat is gebed nou eintlik? In hierdie deel is vir my wat so bevrydend is. As gebed nie 'n vertoning is nie, as gebed nie hierdie wenslysie is nie, as dit nie 'n onderhandeling is nie, as dit nie 'n manier is om God te beïndruk nie, dan beteken dit gebed moet iets baie nader en baie eenvoudig en baie meer lewensveranderend wees as wat ons eintlik besef of gedink het. So as ons dan eerlik moet wees, baie van ons het nie opgehou bid omdat ons nie in God glo nie. Ons het opgehou bid omdat ons moeg geraak het om verkeerd te bid. Moeg vir die skuldgevoelens, moeg vir teleurstelling, moeg vir die gevoel ek doen dit nie reg nie en daarom word my gebede nie beantwoord nie. En miskien is die probleem nie dat jy nie kan bid nie, maar dat jy gedink het gebed is iets wat jy eers moes regkry voor God jou kon hoor. Maar ek wil jy nou mooi luister. Gebed was nog nooit bedoel om iets te wees wat jy en ek hoef te bemeester nie. Ek dink dit is iets waar ons kan groei, maar ons hoef nie eers 'n meester te word voordat ons regtig aangehoor word. Die gebed was nog nooit, gebed was nog altyd bedoel om ons nader te bring aan iemand, 'n persoon. Daai persoon is Jesus Christus. Dis hoekom Jesus nooit vir sy disippels 'n tegniek gegee het nie. Hy het hulle 'n verhouding gewys. Gebed begin nie met woorde nie, gebed begin met teenwoordigheid. En hier's die bevrydende, ongelooflike mooi waarheid. Gebed is nie iets wat jy doen nie, gebed is 'n manier van leef. Dis nie 'n oomblik waar jy by God inloer en dan weer terughardloop na jou eie lewe en jou eie idees en jou eie manier nie, en dis tog ongelukkig hoe baie mense van ons gebed benader. Dis eintlik om jou hele lewe oop te maak vir die werklikheid dat God reeds by jou is, weer eens teenwoordigheid. God is nie om wat God te doen is, hy wil jou in sy wêreld innooi. En baie keer wat ons doen is, ons probeer om in ons wêreld innooi, nê? En geliefde, wanneer ek en jy besef dat gebed gaan eintlik oor teenwoordigheid en nie oor 'n plig nie, dan raak dit hierdie ongelooflike voorreg om saam met God tyd te spandeer, nê? Jy beweeg van ek moet na ek mag, en dis presies hoe Jesus geleef het. Gaan oor teenwoordigheid, gaan oor die persoon van Jesus Christus. As gebed nie iets is wat jy moet regkry nie, nie iets is wat jy moet bemeester nie iets is wat jy moet doen om meriete of oor performance nie, dan is die vraag, wat is gebed dan nou eintlik? Waar gaan gebed dan nou eintlik? Wanneer ons na Jesus se lewe kyk, sien ons iets baie, baie belangrik. Gebed was nie iets wat Jesus gedoen het nie, dit was die manier waarop hy geleef het. Gebed was nie vir Jesus 'n afsonderlike geestelike aktiwiteit nie, dit was 'n afgebakende oomblik in sy dag, of vandag sal ek miskien my foon opmaak en ek boek daar 'n afspraakie in, hè. Nee, dit was nie 'n blokkie in jou kalender nie. Dit was nie iets wat hy net gedoen het wanneer dinge moeilik geraak het nie. Gebed was die agtergrond van alles wat hy gedoen het. Jesus het voortdurend in verbinding met sy Vader geleef. En dis baie belangrik om raak te sien. Jesus het nie gebid omdat hy swak was nie. Hy het gebid omdat hy afhanklik was van sy Vader. As die Seun van God gekies het om so te leef, Jesus het gekies om so te leef, hoeveel te meer moet ek en jy leer om so te leef? Nou, as jy deur die evangelies lees, dan sien jy 'n baie besonderse en 'n baie spesifieke patroon. Jesus het gebid voor groot besluite, hy het gebid na intense oomblikke van bediening. Wanneer mense baie van hom geëis het, het hy homself na die tyd afgesonder en hy het gaan bid. Wanneer die druk toegeneem het, wat het hy gedoen? Hy het afgesonder, hy het gebid. Wanneer hy emosioneel uitgeput was, het hy afgesonder en hy het gebid. Hy het nie gewag totdat hy moes bid nie. Hy het gebid omdat gebed sy lewenslyn was. Dit was sy ritme. En iets wat my nogals altyd tref, iets wat vir my so besonder is, Jesus het dikwels van mense af weggestap om na die Vader toe te stap. Nee, daar is nogals my kosbaar, dat ons baie keer wegstap van die gedruis en die besig wees om nader te stap aan die Vader. Want is die ding, geliefde, sonder die Vader se teenwoordigheid in sy lewe, sou hy nie volhoubaar vir mense kon wees wat hy vir hulle was nie. So, gebed was nie 'n ontsnapping uit die lewe uit nie vir Jesus nie. Gebed was die manier waarop Jesus die lewe ingegaan het. Dit was die manier hoe hy die lewe geleef het. En hier is waar baie van ons, ongelukkig, ons
ons val vas, nê. Ons dink gebed begin wanneer ek iets sê, maar Jesus wys vir ons eintlik iets anderste. Hy wys vir ons gebed begin wanneer ek en jy by God is. Dis hoekom stilte so belangrik is. Dis hoekom afsondering so belangrik is. Dis hoekom fokus so belangrik is. Nie omdat God ver is nie, maar omdat ons so maklik afgelei of afgetrek word. En dis presies hier waar Jesus ons help met iets baie prakties. Hy leer vir sy disippels 'n manier, 'n struktuur oor gebed. Hy kom praat met hulle gebed. Jesus het geweet, as ons nie eers leer om teenwoordig te wees nie, sal ons altyd gebed ervaar as iets geforseerd. Dis hoekom hy nie begin het met hier is die regte woorde wat jy moet sê nie. Ek verwys nou eintlik na Matteus 6 waar hy hulle vir hulle die Onse Vader leer, nee. Hy begin met hulle hierdie en dis eintlik, ek gaan nou vir julle die Message vertaling lees, maar hy het vir hulle geleer oor hoe hulle self moet posisioneer, nee. Luister na wat sê Jesus in Matteus 6 en ek wil hê jy moet hoor hoe eenvoudig dit eintlik is. Dis nie tegnies nie, dis nie ingewikkeld nie, dis verseker nie godsdienstig nie, dis net eerlik. Nou ek lees vir julle voor die Afrikaanse weergawe van die Message vertaling. So ek het die Engels gegaan en ek het hom gaan vertaal vir julle in Afrikaans. So hier's wat dit sê, dis Matteus 6 vers 6. Hier is wat ek wil hê julle moet doen. Vind 'n stil, afgesonderde plek sodat julle nie versoek word om voor God rolspel te speel nie. Wees net daar. So eenvoudig en eerlik as wat julle kan. Die fokus sal skuif van jouself na God en julle sal sy genade begin beleef. Ek hou van hierdie gedeelte. Jesus sê nie, bid langer nie, of bid mooier nie, of bid harder nie. Hy sê, wees net daar. Vind 'n stil, afgesonderde plek. Nie omdat God net daar hoor nie, in daai stil afgesonderde plek nie, maar omdat ek en jy daar kan hoor. Dis die groot beginsel. Ek en jy hoor beter wanneer ons osself afsonder. 'n Afgesonderde plek is nie per se 'n heilige plek nie, dis 'n helpende plek. Dis 'n plek waar jy die geraas eenvoudig afskakel, die afleiding stilmaak, die rolspel net laat val, want jy hoef niemand te beïndruk nie, jy's net by die Here en jy's oop en jy's eerlik. Dis 'n plek waar jy op 'n voorgee en net eerlik raak. Jesus sê onder andere, moenie rolspel speel voor God nie. Met ander woorde, moenie iemand anders se probeer wees wanneer jy bid nie. Moenie bid soos jy dink 'n Christen moet bid nie. Bid soos jy is. Dis wat jy moet doen. Nee, dis wat gebeur. En dan sê Jesus iets ongelooflik belangrik. Die fokus sal skuif, ek sit terug by Matteus, die fokus sal skuif van jou na God. Dis wat gebed doen. Gebed begin nie deur jou probleme weg te vat nie. Gebed begin deur jou fokus te skuif van jouself na die Here toe. En wanneer jou fokus skuif, jy begin iets beleef wat jy nie van self kan vervaardig nie. Dis nie iets wat uit jou binne uitkom nie. Dis iets wat die Here doen, hè. Wat sê die skrif, hè? Wat is die belofte? Kyk gou, dit sê en julle sal sy genade begin beleef. Nie skuldgevoelens nie nog ekstra druk nie behoefte dat daar moet meer gepresteer word nie. Nee, wat jy gaan beleef is genade. Okay, so jy het gehoor wat gebed nie is nie. Gebed gaan nou eintlik, en wat is gebed? Gebed gaan eintlik oor by Jesus wees, dit gaan oor verhouding, dit gaan oor posisie, dit gaan oor ek skuif my fokus na die Here toe, en ek begin beleef verhouding, en ek beleef vertroue. So wanneer ek nou by Jesus is, waar praat ek met Jesus? En jy vind jouself na die situasie, jy sê nou relatief, ek hoor jou. Teenwoordigheid, vertroue, posisie, wees by Jesus. So as ek nou by Jesus is, waar gaan ek praat met Jesus? Nou geliefde, ek wil sê, wat vir my so lekker is, wanneer ek met die Here tyd spandeer, is meeste van die tyd, praat ek skrif. Ek bid skrif. Ek bid wat ek al in die Bybel gelees het. Want as ek baie keer Paulus se woorde lees, en Petrus se woorde lees, en Jakobus se woorde lees, dan leer ek dinge oor wat aangaan in die lewe, en dit maak net vir my sin om met die Here te praat oor daai dinge. Soos 'n skrif wat ek gereeld bid, is 'n skrif wat sê, Here, die Here sal gister, vandag en môre dieselfde God wees. En baie keer as dinge vir my te mekaar raak en besig raak en dit voel vir my onseker of onvoorspelbaar, dan begin ek sê, Here, dankie dat U is wie U sê U is gister, vandag en môre altyd dieselfde God. En dan begin ek met die Here te praat. Paulus, byvoorbeeld, hy gee vir ons, wanneer ons bid, dan sê Paulus vir ons, hy leer baie oor gebed. Hy gee vir ons die antwoord in Filippense 4 vers 6, wanneer hy sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. As dit vir jou saak maak,
Geliefde, dan maak dit vir God saak. Gebed is nie hierdie ritueel nie, dit is 'n verhouding. Dis 'n verhoudingsposisie, dis 'n gesprek. Paulus sê ook onder andere dat ek en jy moet nooit ophou bid nie. In 1 Tessalonisense 5 vers 17, die Nuwe Lewende Vertaling sê, hou aan bid. Die NIV sê bid voortdurend en die King James sê bid sonder ophou. Dit beteken nie jy praat heeltyd nie. Dit beteken jy en ek leef bewus van God se teenwoordigheid. So gebed word vir ons 'n leefstyl. Nou daar's 'n man met die naam Max Lucado en hy het geskryf oor gebed en hy het eintlik 'n baie bekende of 'n baie belangrike ding gesê. Hy was hierdie Christenskrywer en hy gee vir ons hierdie eenvoudige maar 'n baie ongelooflike helpende raamwerk om te verstaan hoe gebed deur 'n gewone dag kan vloei. Hy gee vir ons hierdie raamwerk waarna ons kyk. Hy wys vir ons dat gebed nie 'n afsonderlike aktiwiteit hoef te wees nie, maar iets wat jou hele dag eintlik kan omraam. Hy sê, as jy sukkel om te bid, begin jy hier. Dis sy eerste ding. Hy sê, God gee jou wakker word gedagtes. Dis die oomblik wanneer jy jou oë oopmaak, voordat jy jou foon vat, voordat jy jou dag moet begin ontleed, voordat jy die stres begin praat, dis so eenvoudig soos hierdie wakker word gedagtes. Jy begin met, goeiemôre Here, hier's my dag. Lei my, help my, leer my, wys my om raak te sien wat U wil hê ek moet raak sien, en gebruik my vandag. Dis nie 'n lang gebed nie. Dis net 'n bewuste oorhandiging van jou dag aan die Here. Die tweede ding wat hy sê is God gee jou waggedagtes, Dis die dinge waarop jy wag. Jy wag vir 'n antwoord, 'n deurbraak, 'n verandering, 'n gebed wat nog nie beantwoord is, 'n situasie wat jy nog heeltyd voor na die, so dis hierdie, jy wag vir iets. En baie keer dis waar spanning beleef en angstigheid. So daar's waggedagtes. So in plaas daarvan om net oor iets bekommerd te wees, bring jy dit telkens terug na God toe. Iets soos, Here, ek wag nog en ek vertrou U selfs terwyl ek wag. Dis om te sê my wagtyd, is my so mooi. Dis om te sê my wagtyd is nie verlore tyd nie, dis gebedstyd. Dit laat jou dink. Derde ding wat Max Lucado sê is God gee jou fluistergedagtes. Dis die gebede wat niemand anders te hoor nie. Daai wat jy sê in die kar, by die werk en saggies in jou gedagte, in 'n moeilike gesprek wat jy net in jou gedagtes wend jy fluister na die Here toe. 'n Oomblik waar jy wysheid nodig het, daardie sagte stem wat jy wend na die Here toe. Here, help my nou. Gee my die regte woorde. Gee my genade vir hierdie persoon. Help my nou, help my nou, help my nou. Dis nie hardop nie, dis net fluistergedagte. Dis daai gebed in reële tyd, in die oomblik. Nie hardop nie, maar opreg en in die oomblik. Dan die vierde ding wat Max Lucado vir ons uitlig, hy sê God gee vir jou ook naggedagtes. Dis wanneer die dag tot rus kom, wanneer jy terugkyk en sê, Here, dankie vir vandag. Dankie dat U hier was in my dag en dat ek U raak gesien het en U beleef het, hier waar ek U nodig gehad. En dan baie belangrik, gee jy God die laaste wat jy die laste wat jy self nie kan dra nie. Here, ek los nou hierdie situasie by U en ek dank U dat U dit gaan optel. Geliefde, dis om te gaan slaap met vrede. Nie omdat alles opgelos is nie, maar omdat jy weet God is betrokke. Jy sien, gebed vloei reg deur jou dag. Dis 'n lewensritme. Daar's nog twee skrifgedeeltes wat ek graag met jou wil deel net voor ek afsluit. Die eerste een is 1 Johannes 5 vers 14 tot 15. Johannes sê dit is die vrymoedigheid wat ons het wanneer ons tot God bid. As ons iets vra volgens sy wil, hoor hy ons. En Filippense 4 vers 6 tot 7 sê die vrede van God sal julle harte en gedagtes in Christus Jesus bewaar. Party van julle voel vandag dalk ver van God af. Jy hoor 'n preek oor gebed en jy dink soos laaste ding wat ek wil hoor vandag. Jy voel ver nie omdat jy wegbeweeg het nie, maar omdat die lewe net eintlik maar gebeur het. En jy wonder, kan God my regtig lief hê na alles wat ek al gedoen het? Sal hy my gebed aanhoor? Hier is die waarheid. God het jou nou lief. Nie eendag nie, nou. Ons almal het gesondig. Ons almal het tekort geskiet, maar God het niemand weggewys nie. Hy het Jesus gestuur. Jesus het sondeloos vir ons geleef. Hy het in ons plek gesterf aan 'n kruis. Hy het opgestaan uit die dood. Hy het en sonde, dood en die graf heeltemal oorwin. En die Bybel sê, enigiemand wat die naam van Jesus aanroep, sal gered word. En vandag is jy nie ver van God af nie, jy is eintlik net een gebed weg. Een gebed weg
om naby aan Jesus te wees. So as jy vandag gereed is om weg te stap van jou ou lewe, jou ou manier van dink, daai plek waar jy nie saam met Jesus in die teenwoordigheid is nie, en jy wil draai na Jesus toe, om vergifnis, nuwe lewe en hoop te ontvang, praat met God waar jy nou is. Sê iets soos, Jesus, ek het U nodig, ek vertrou U, en ek gee my lewe vir U. God hoor daardie gebed, en wanneer hy jou vergewe, word jy nie net 'n beter weergawe van jouself nie. Geliefde, die Bybel sê, jy word 'n nuwe mens. Heeltemal nie. So, hier aan die einde wil ek net die Vader net dankie sê dat hy by ons was, ons gelei het, ons gerig het, ons geleer het, en dat hy ons net kan help. So, daar waar jy is, kom ons sluit die oë en ons sê vir die Here net dankie vir sy liefde en sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Vader, vandag dank ek U dat ons net prakties weer kan kyk waar gaan gebed. En gebed is 'n gesprek. 'n Gebed is 'n geleentheid waar ons in U teenwoordigheid kom en ons leer om meer en meer met U te praat, oop en eerlik te wees, nie rol te speel nie. Nie te probeer beïndruk nie, maar in daai stilte, in daai omgewing, sonder afleidings, net tyd met U te spandeer. En dankie Here dat wanneer ons na U toe kom met ons opregtheid, nie met gevleelde woorde of belangrike woorde nie, ons kom net na U toe, is U so gretig en reg om met ons te gesels. Daarom vra ek Here dat wanneer ons met U praat, dat ons werklik U sal aanhoor, sodat ons lewens kan verander. Nie dat ons U probeer innooi in wat ons doen nie, maar dat ons kan raak sien waar U ons wil innooi in wat U wil doen. En dan Here bid ek vir elke persoon vandag wat sit en worstel deur 'n krisis, deur 'n omstandigheid, deur iets moeiliks, waar hulle deurbraak nodig het, waar hulle genesing soek, Vader, ek kom saam met sulke mense vandag en ons kom bid met vaste vertroue dat U is in elkeen se situasie. En dan vir elke persoon vandag wat voel hulle is onverdiend van U genade en U liefde, is my gebed, Here, dat hulle sal beleef dat U is lief vir hulle, U het genade vir hulle, U was nog altyd lief vir hulle, U sal altyd lief vir hulle wees, en daarom kan hulle met die grootste vrymoedigheid hulle lewens na U toe bring. Here, mag ons aanhou groei in gebed, mag ons aanhou groei in ons ywer om met U tyd te spandeer deur gebed, en mag ons gebede groei in gehoorsaamheid. Ons bid dit alles in die mooi en kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek hoop hierdie boodskap het jou geseën, van waar ook al jy inskakel, gaan in vrede. Totsiens.